Goeiedag vriende, ek dink nou al 'n geruime tyd hieroor. Daar is die afgelope jaar hard gewerk. Daar is laterbane gebou, daar is oorgeskakel na die nuwe Venue 360 stelsel, ons veg teen massiewe munisipale skuld, ons herstel ou dakke, verder probeer ons terreine beskerm vir die toekoms. En dit alles is belangrik, maar vandag moet ons onsself 'n ongemaklike vraag afvra. Terwyl ons besig is om ons fasiliteite te red, is ons dalk besig om 'n generasie te verloor. Ons probleem vandag is nie net finansies nie, nie net personeeltekorte nie, nie net infrastruktuur nie. Ons werklike uitdaging is dalk dat ons huidige bedieningsmodel perfek ontwerp is vir die jeug van gister. Wanneer ons eerlik met onsself raak, moet ons dit erken. Ons tradisionele kampmodel bereik hoofsaaklik die jong mense wat reeds toegang het, jong mense met vervoer, met geld, met ouer ondersteuning, met geleenthede. Maar wat van die kinders wat nooit daardie kans gehad het nie? Wat van die jeug op die Kaapse vlakte, wat tussen geweld groot word? Wat van die kind in die plattelandse dorpie? Wat van die jong mens in die informele nedersetting? Wat van die duisende jong mense wat nooit 'n VCSV-kamp sal kan bekostig nie? Ons moet vandag eerlik wees oor iets baie belangrik. Die VCSV bereik tans ongeveer 8000 jong mense per jaar deur ons kampbediening. En dit is iets om ongelooflik dankbaar voor te wees. Lewens word verander, vriendskappe word gebou, leiers word gevorm. Jong mense ontmoet Jesus op 'n diep manier. Maar wanneer ons die groter prentjie sien, besef ons iets skokkend. In Suid-Afrika is daar waarskynlik meer as 30 miljoen jong mense in generasie Z en Alpha. Dit beteken ons bereik tans minder as 0,03% van hierdie generasie deur kampe alleen. Met ander woorde, ongeveer 2 of 3 jong mense uit elke 10.000. Dit is 'n kommerwekkende gedagte. Met al ons pogings bereik ons minder as 1% van generasie Z of generasie Alpha. Die oes is groot, maar die arbeiders min. Dit beteken nie ons kampe werk nie. Inteendeel, hulle werk ongelooflik goed. Maar dit beteken wel, die kamp kan nie meer as ons enigste strategie wees nie. Die kamp moet die plek van diepte bly, maar digitale bediening moet die plek van breedte word. Want daar buite is miljoene jong mense wat nooit ons terrein sal sien nie, maar elke dag na 'n skerm kyk. Ons kyk vandag na generasie Z en 'n generasie Alpha. Hierdie is die eerste ware digitale generasie. Hulle leef aanlyn, hulle dink anders, hulle vertrou anders, hulle kommunikeer anders. Hulle is moeg vir perfekte instellings en oppervlakkige antwoorde. Hulle het 'n ongelooflike fyn radar vir onopregtheid. Maar onder al die filters, video's en skerms is baie van hulle ongelooflik eensaam. Baie leef met angs, met druk, met identiteitsstryd en met gebrokenheid. Navorsers sê, hierdie generasie leef in 3 ruimtes: die huis, die skool en die digitale ruimte. En vir baie van hulle het daardie digitale ruimte hulle primêre wêreld geword. TikTok, YouTube Shorts, WhatsApps, Instagram en gaming. As die VCSV nie teenwoordig is in daardie wêreld nie, is ons vir 'n groot dele van hulle dag eenvoudig onsigbaar. So, hoe maak ons 'n omkeer? Hoe word ons weer werklik relevant? Ons maak 'n omkeer wanneer ons besef, ons is nie net 'n kamporganisasie nie, ons is 'n nasionale jeugontwikkelingsbeweging. Ja, die kampe bly ongelooflik belangrik. Dit bly plekke van ontmoeting, genesing, disippelskap en transformasie. Maar die res van ons bediening moet doelbewus skuif na alle wêreld toe. Dit beteken 'n hibriede bediening. Dit beteken ons ontmoet jong mense in mikro-oomblikke van hoop.
soms in net 60 sekondes op TikTok of op YouTube Shorts. Dit beteken veilige WhatsApp groepe, aanlyn disippelskap, mentorskap, getuienisse, egte stories, kort video's wat hoop bring. 'n Onlangse onafhanklike KI-verslag oor die FCSV se digitale teenwoordigheid dui die volgende aan: algehele telling 1.5 uit 10. Onvoldoende dringende strategiese ingryping nodig. Die FCSV sal hierdie aanlyn platforms deeglik moet navors, bestudeer en verstaan. Ons sal moet leer hoe hierdie digitale wêreld werk, hoe algoritmes werk, hoe AI werk en waarna generasie Z en generasie Alpha werklik luister en reageer. Ons sal onsself moet in lyn bring met die werklike behoefte, vrese, waardes en emosionele wêreld van hierdie generasie, sonder om die evangelie te verander, maar om dit op 'n egte, relevante, verstaanbare manier in hul wêreld sigbaar te maak. Mense wat hul eie wêreld verstaan, mense wat lig dra in plekke waar daar min hoop is. Ons gaan hierdie generasie nie wen met nog 'n plakkaat of nog 'n lang Bybelstudie alleen nie. Ons moet leer hoe om die liefde van Jesus relevant, eg en sigbaar te maak in hulle wêreld. Ons verpak nie die inligting nie, ons verpak hoop, genesing, waarheid en die liefde van Jesus soms in 60 sekondes. Ons praat oor hulle werklike vrese, angs, groepsdruk, identiteit, selfbeeld, verslawing, geweld, verlatenheid en die soeke na betekenis. Ons beweeg van 'n organisasie wat net praat na 'n beweging wat luister. En oral waar ons werk, in skole, op kampe, by aktiwiteitswaantjies en in gemeenskappe, moet ons jong mense doelbewus verbind word aan hierdie nuwe platforms van hoop. Maar voordat ons daarheen gaan, moet ons eers self leer. Ons moet verstaan hoe hierdie kragtige sosiale media werklik is, hoe algoritmes werk, hoe aandag werk, hoe hierdie generasie dink. En ja, hierdie belegging gaan nie goedkoop wees nie. Dit gaan tyd kos, opleiding kos, toerusting kos, nuwe denke kos. Maar as ons werklik duisende jong mense wil bereik, dan moet ons leer hoe om generasie Z en generasie Alpha te bereik. Vriende, die evangelie verander nooit. Die kruis is vandag nog net so kragtig soos 130 jaar gelede toe die FCSV gestig is. Die woord bly die woord. Die Heilige Gees bly die krag van ware transformasie. Tegnologie verander nie die boodskap nie. Dit word bloot die voertuig wat God in ons hande plaas om 'n nuwe generasie te bereik. Ja, die prys van hierdie omkeer gaan opoffering vra, maar die koste as ons dit nie doen nie, is veel groter. Dit is 'n hele generasie wat 'n geloofsreis buite ons deure gaan soek. Kom ons skuif ons fokus, kom ons beweeg weg van net 'n uitnodiging, kom kamp saam met ons en kom ons omhels 'n nuwe roeping. Ons kom na jou wêreld toe.